ons kan nou uiteindelik aanbeweeg na vraestel 2 toe. En die eerste hoofstuk in vraestel 2 is analitiese meetkunde. So onthou, het jy 4 formules van analitiese meetkunde wat jy uit jou kop uit moet ken. Right, afhangend van wat die vraag vra, as die vraag vra vir die afstand of die lengte, moet jy jou afstandsformule gebruik. Voor x2 minus x1 tot die mag 2 plus y2 minus y1 tot die mag 2. Right, jy kan dit ook skryf as x1 minus x2 tot die mag 2 en y1 minus y2 tot die mag 2. Right, daai maak jy saakies, dan jy x in die eerste hakie van mekaar minus en die y in die tweede hakie van mekaar minus. Right, so dis jou lengte of jou afstandsformule. Die tweede wat jy geleer het is jou gradiëntformule. So dis klein lettertjie m, y2 minus y1 op x2 minus x1. En dan die derde formule wat jy geleer het is jou middelpuntsformule. So dis waar jy het dat x1 plus x2 op 2 en dan werk jy uit vir y1 plus y2 op 2. En dan die derde ene wat jy geleer het hierso het te doen met 'n vergelyking. So as jy met 'n vergelyking werk, vergelyking van 'n reguitlyn is altyd y is like aan mx plus c. M is jou gradiënt en dan c is jou y-afsnit. Ons het hierdie ook gedoen toe ons besig was met funksies. Okay, en dan is net nog 2 goedjies van gradiënt wat jy moet onthou. So onthou as jy 2 ewewydige lyne het. So met ander woorde as jy 2 lyne, kom sê AB, ewewydig is aan CD, dan weet ek die gradiënt van AB is gelyk aan die gradiënt van CD. Maar as my 2 lyne loodreg is, met ander woorde as 'n 90 grade hoek tussen hulle, dan beteken die gradiënt van AB maal met die ander gradiënt moet vir jou minus 1 gee. Right, so dis basically jou teorie. So al die vrae wat ek vir jou vra, moet vanuit hierdie kom. Right, daar's een ander woord wat julle ook gehoor het, met ander woorde kolineêr. Ek hoop ek spel dit reg. Onthou dit beteken al die verskillende gradiënte wat jy het is gelyk aan mekaar. Daai is jou teorieblok. Hierdie moet jy uit jou kop uit gaan leer vir jou toets. Okay. So as ons kyk na die eerste ene, nou gee hulle vir my hierso die skets, hulle gee vir my punt A, B en C. Nou die eerste vraag wat hulle sê is bepaal die lengte van A, B. So onthou die feit dat ek sien die woord lengte staan daar, weet ek lengte beteken afstand. So ek skryf my formule so lank neer. Onthou as jou formule verkeerd is, kry jy nie enigstens verder punte nie. So maak seker jy ken jou formules uit jou kop uit. So x2 minus x1 kwadraat y2 minus y1 kwadraat. Right. Dan van watter 2? Van A en B. So wat is die koördinate van A en wat is die koördinate van B? So A se koördinaat is 1, 3 en B se koördinaat is 4, 1. Met ander woorde A se koördinaat is 1, 3 en B se koördinaat is 4, 1. So nou as ek dit invervang, moet ek my x, my y invervang. Alright, so hier is koördinaat 1, daar is koördinaat 2, omdat ek A eers geskryf en B tweede. Met ander woorde, daar is my x 1 waarde, daar is my y 1 waarde, daar is my x 2 waarde, daar is my y 2 waarde. En nou vat jy net die x en y waardes en vat dit oor en vervang dit in jou vergelyking in. So die eerste ding wat ek wil invervang is x 2. So wat is x 2 se waarde? X 2 se waarde was 4. So dis 4 minus x1 wat 1 is, tot die mag 2, y2 se waarde wat 1 is, minus y1 se waarde wat 3 is. As jy het andersom invervang het, met ander woorde jy het gegaan en gesê dis x1 minus x2 plus y1 minus y2 tot die mag 2, is dit nie verkeerd nie. Joune sou dan net gewees het 1 minus 4 tot die mag 2 en 3 minus 1 tot die mag 2. Maar as jy het uitwerk verder, gaan dit vir dieselfde antwoord gee. Alright, so nou werk ons dit net uit. So jy kan in jou sakrekenaar gaan en jy kan dit gaan intik. So kom ons doen gou dit. Dit is my sakrekenaar. Skryf met gou oomlik dis hy. Okay, so dit is die vierkantswortel hakkie 4 minus 1 hakkie kwadraat plus, wat was die ander helfte van hom? 1 minus 3
hakie 1 minus 3, hakie tot die mag 2. Ja, hakies is baie belangrik. Alright, en dit gee dan vir my 3,605, wat ek kan afrond as 3,61. Okay, so dit gee vir my 3,61. En dan daai is jou antwoord. Okay, dit tel maar 2 of 3 punte. Dan die volgende vraag, bepaal die gradiënt van AB en die gradiënt van BC. Okay, so die kernwoord hier soos die vat hulle sê, hulle soek die gradiënt. So wat gaan ek gebruik? Ek gaan obviously my gradiëntformule gebruik. So ek moet die gradiënt van AB kry en ek moet die gradiënt kry van BC. So dis I2 minus I1 op x2 minus x1. Dit is my formule, skryf meer so neer. Okay, dan kom ons werk eers met A en B, so ek gaan kry die koördinate van A en B wees, so A is die punt 1, 3 en B is die punt 4, 1. Selfde ding, ek het A eerste geskryf, so met ander woorde A gaan my koördinaat 1 wees en B is my koördinaat 2. So daar is dan x1, I1 op x2, I2. Right, so nou vervang ons in, so wat gaan ek in I2 se plek in vervang? Obviously my 1 minus my I1 wat? 3 is, op 4 minus 1. Right, en dan gaan ek dit weer eens gaan uitwerk, so dit geef my minus 2 op 3. Dat is my gradiënt. Kijk, dat doen ons dieselfde vir BC. So dan gaan kry ek koördinate van B is 4, 1 en die koördinaat van C is 6, 4. Alright, selfde ding. Gaan noemer hulle, so daar is 1, daar is 2, en dan daar is x1, I1, x2, I2. Kom ons vervang het in I2 se plek vervang ek 4, minus I1 wat 1 is, op x2 wat 6 is, minus x1 wat 4 is. 4 minus 1 is 3, 6 minus 4 is 2. Okay, en dan hierdie is dan BC se gradiënt. Okay, wat belangrik is wat julle gewoonlik hier verkeerd doen, is jy ruil jou x en jou y om. So mense is so gewoond om altyd jou x eers te skryf, dat 'n mens baie vinnig die fout maak om daai x2 minus x1 op y1 minus y2 te maak, wat verkeerd is. Y kom altyd bo en x is altyd onder. Okay, nou sê hulle bewys dat hoek B 90 grade is. So waar is hoek B? Right, in my skets kan ek sien daai hoekie daar is hoek B. Hoe weet ek hy gaan 90 grade wees? As lyn AB loodreg is aan BC. En nou moet jy onthou, jy het iets geskryf. As my twee lyne loodreg is, wat weet ek van 'n gradiënte? So ek hulle mal kry ek minus 1. So met ander woorde, ons gaan die gradiënt vat van AB en ons mal hom met die gradiënt van BC. En dan as hy my minus 1 gee, dan weet ek hy is loodreg. As nie, is hy nie. Okay, so die gradiënt van AB is minus 2 op 3, maar die gradiënt van BC is 3 op 2, en dan as hulle met mekaar maal, kry ek minus 1. Met ander woorde, AB is loodreg aan BC. So wanneer ook al jy iets sien van loodreg of 90 grade, moet jy dadelik weet, daar wat ek geleer het van M1 maal M2 is gelyk aan minus 1, dis wat ek nou moet toepas. Okay, vraag 4 sê, bepaal die vergelyking van BC. So wat wil hulle nou hê? Hulle soek die vergelyking. So dat die standaardvorm van 'n vergelyking van 'n reguit lyn is y is gelyk aan mx plus c. Jy kort twee goed, jy kort m en jy kort c. So maklikste, wat was die gradiënt van BC? As jy met jy gaan bepaal hom, maar ons het nou die gradiënt van BC uitgewerk en toe gee dit vir my 3 op 2. So ek weet klaar, in m se plek kan ek 'n 3 op 2 in vervang. Okay, so wat kort ek nog? Ek kort nog vir C. En onthou C is altyd jou y-afsnit. Alright, so om vir C te bereken, kyk ek, het hulle vir my y-afsnit gegee op die skets? Nee, nie rarig nie.
Okay, so wat anders? Nou moet jy 'n punt in vervang. Okay, onthou ons het hierdie by funksies gedoen. So as jy vir C wil bereken, moet jy altyd 'n punt in vervang. So jy het twee opsies. Jy kan A vir die punt B in vervang of die punt C. So ons weet B is die punt 4,1, so ons gaan sommer vir 4,1 in vervang. So wat vervang ek waarin? Die 4 gaan ek obviously in X se plek in vervang en die 1 in Y se plek. So in Y se plek vervang ek 1 en in X se plek vervang ek die 4 plus C. Alright, en dit gee dan vir my 1 is like aan 3 op 2 mal 4, gaan vir jou gee 12 op 2 wat 6 is plus C. So in ander woorde as ek nou vir C alleen wil kry, moet ek die 6 oorbring. Dit word minus 6 en 1 minus 6 is minus 5. Met ander woorde, die vergelyking van my lyn gaan wees 3 op 2x minus 5. Jou y en x gaan altyd al wees met jy te y en x as. Jy vervang net jou m en jou c waarde in. Okay, so maak seker jy weet om die vergelyking te bepaal. Dan vraag 5 sê, bepaal die koördinate, right, van die middelpunt van AC. So middelpunt, weet ek werk met my middelpunt formule. So ek skryf hom slank neer. So x1 plus x2 op 2, y1 plus y2 op 2. Wat se twee punte werk ek nie? Ek werk met A en ek werk met C. So die koördinate van A is dan 1, 3 en die koördinate van C is 6, 4. Selfde ding, gaan nommer hulle vir jouself. So hier is koördinaat 1, daar is koördinaat 2, so daar is x1, y1, x2, y2. Right, vervang het in. So met ander woorde, in x1 se plek vervang ek nou 1, plus x2 wat 6 is, en y1 is 3, plus y2 wat 4 is. Alright, en dit gee dan vir my 7 op 2 en 7 op 2. Alright, of jy kan dit ook skryf as 3,5, 3,5. Alright, ek dink dit was dit vir hierdie vraag. Alright, so dit is min of meer hoe dit lyk in 'n toets. Hulle gee vir jou 'n skets en hulle vra vir jou 'n paar vragies oor die skets. Maar dit is belangrik dat jy hierdie teorie van jou onthou, want dit is wat jy die hele tyd moet gebruik. Jy moet weet wat se formule wanneer te gebruik. Okay, dan het ek vir ons nog so twee ander vrae bygesit, so ons net na al die teorie kyk. So die volgende vraag sê, bewys dat A, B en C kolineêr is. Onthou, as iets kolineêr is, beteken jou gradiënte gaan dieselfde wees. So met ander woorde, jy gaan die gradiënt van jou eerste ding moet kry. Alright. Dan gaan jy die gradiënt van jou tweede 2 punte moet kry. En dan gaan jy die gradiënt van jou derde 2 punte moet kry. En as hulle antwoorde dieselfde is, dan weet jy dit is reg. Okay, so die eerste een wat ons mee gaan werk is AB. Alright, y2 minus y1 op x2 minus x1. My tweede gradiënt kan ek wees BC. So y2 minus y1, x2 minus x1. En dan die derde gradiënt wat ek gaan uitwerk, is nie wat ek nog nie het nie. So ek klop vir A en B, ek klop vir B en C. So obviously kort ek nou nog vir A en C. Okay, so jy moet seker maak jy werk al 3 die gradiënte uit. Okay, so ons begin met die eerste ene. A en B, so A se koördinaat is 2, 3. B se koördinaat is minus 2, minus 1. Ek gaan nommer hulle vir myself. Hy is nommer 1, hy is nommer 2. So hy is x1, y1, x2, y2. So in y2 se plek vervang ek nou minus 1, minus y1 wat 3 is, op x2 minus x1. Minus 1 minus 3 geef my minus 4 op minus 4, wat vir my 1 gee. So die gradiënt van AB is 1. Dan doen jy dieselfde, en dan gaan kry jy gradiënt van BC. Sorry. So B se koördinaat is minus 2, minus 1, en C se koördinaat is minus 3, minus 2. Gaan nommer hulle vir jouself. Nommer 1, nommer 2, so daar is x1, y1, x2, y2.
Kyk, vervang dit in. So y2 se plek vervang ek nou minus 2 minus y1 wat minus 1 is, op minus 3 minus x1 wat minus 2 is. Dit gee dan vir my minus 1 op 1, minus 1 wat vir jou ook 1 gee. Alright, en dan die laaste ene, A en C, so A was 2 en 3, C is minus 3, minus 2, right, ons vervang dit in, so daar is x1, x2, y1, wat sê ek? Ok, daar is koördinaat 1, daar is koördinaat 2, so daar is x1, y1, x2, y2. Vervang dit in, so in y2 se plek vervang ek nou minus 2, minus 3, op minus 3, minus 2, wat vir minus 5 op minus 5 gee wat 1 is. En wat sien jy by al drie jou antwoorde? Sien jy dat al drie van hulle gelyk is aan 1? Met ander woorde, ek kan sê, hierdie is kolineêr. Hoekom? Want gradiënt 1 van AB is gelyk aan die gradiënt van BC, en dit is gelyk aan die gradiënt van AC. So enige oomblik as hulle vir jou vra vir kolineêr, vat jy die 3 koördinate wat jy het. As jy hulle vir die 3 koördinate gee, nie moet jy die 3 koördinate gaan soek op jou skets. Werk al 3 se gradiënte uit, en as die gradiënt waar hy selfde is, dan weet jy dis kolineêr. Alright, die laaste vraag het ek hieronder gesit. Okay, hulle gee weer vir jou so sketsie van A, B en C. So die eerste vraag sê, bepaal die gradiënt van AB. Weereens, hulle gee vir jou die sin, jy moet weet wat se formule, so my gradiëntformule weet ek is y2 minus y1, op x2 minus x1. Van wat? A en B. So A is die punt minus 4 minus 2, en B is die punt 2, 4. Right, ons gaan noemer hulle, so x1, y1, x2, y2. Vervang het in. In y2 se plek vervang ek 4, minus y1 wat 2 is, op x2 wat 2 is, minus x1 wat minus 4 is. Kijk, dit gee dan vir my minus 2 op 6, wat dieselfde is minus 1 op 3. En dat is die gradiënt van AB, is dan minus 1 op 3. Vraag 2, sê bepaal die vergelyking van AB, so onthou vergelyking, standaardvorm is gelyk aan mx plus c. Wat moet se waardes kort ek? Ek kort my m en ek kort my c. Om die m te kry, kort ek die gradiënt, so om m te kry, kort ek die gradiënt van AB, kry, kyk daar, jy het hom klaar, is minus 1 op 3. So ek kan klaar in m se plek minus 1 op 3 in vervang. Wat kort ek verder? Ek kort my c. Hoe kry ek c? Deur 'n punt in te vervang. Okay, 'n punt in te vervang. So jy kan of jou A in vervang, of jou B. So kom ons gaan sommer met A. A is minus 4, 2. So met ander woorde, in x se plek vervang ek minus 4, en y se plek vervang ek 2. So dit gee dan vir my y, 2 is gelyk aan minus 1 op 3, in x se plek vervang ek minus 4 plus c. Dit gee vir my 2 is gelyk aan 4 op 3 plus c. En onthou, as jy nou vir c alleen wil kry, vat jy die 4 op 3 oor, en dit word 2 minus 4 op 3. Ok, so 2 minus 4 op 3, ons werk het gaan sommer uit op die sakrekenaar. So 2 minus 4 op 3. Myne gee nie vir my breek nie. Sorry, ek moet dit gaan my SD knoppie op my sakrekenaar soek, en daarso is hy. Alright, so dit gee vir jou 'n breek van 2 op 3. So met ander woorde, my C-waarde is dan 2 op 3 gelyk aan C. So wat is die vergelyking van my lyn? Y is gelyk aan minus 1 op 3x plus 2 op 3. Okay, vraag 3. Indien AB loodreg is op BC, so dat loodreg moet jou brein dadelik wees,
die gradiënt van AB maal met die gradiënt van BC gaan minus 1 wees, want dis wat loodreg beteken. Bepaal die waarde van X. Alright, so kom ons kyk gou. Hulle sê vir my AB is loodreg op BC. So ek weet hierdie gradiënt, maal met daai gradiënt is minus 1. En dan wil ek met daai inligting vir X kan uitwerk. Okay, so waarmee is ek besig? Ek is besig met die gradiënte. So die gradiënt van AB het ons klaar bereken as minus 1 op 3. Alright. So as ek na die gradiënt van BC soek, die ander lyn, dat beteken dat ek nou hierdie formule gaan gebruik. So MAB maal die gradiënt van BC is gelyk aan minus 1. Ek weet gradiënt AB is minus 1 op 3. Ek weet nie wat die gradiënt van BC is nie. Maar as ek hom nou wil uitwerk, wat kan ek met daai minus 1 op 3 doen? Ek vat hom oor en jy maal hierso, as jy hom oorvat gaan jy gaan deel met minus 1 op 3. Met ander woorde, die gradiënt van BC weet ek gaan 3 wees. Kyk, maar hulle vra nie vir die gradiënt van BC, hulle vra vir X. Maar X is die koördinaat van C. So ek gebruik nou die gradiënt van BC, skryf my formule neer, I2 minus I1, X2 minus X1. Ek werk met koördinaat B en ek werk met koördinaat C. So die koördinaat van B is 2, 4 en die koördinaat van C is X minus 4. Alright. Ek weet die gradiënt van BC is klaar 3, so ek gaan daar in vervang. Verder gaan ek hierdie in my formule in vervang, so daar is nommer 1, daar is nommer 2, so X1, I1, X2, I2, so ek vervang het in. I2 se waarde is minus 4, minus I1 van 4, op X2 wat X bly, minus 2. So sien jy nou het jy 'n vergelyking, nou kan jy daai onbekende van X gaan bereken. Okay, eers wat moet ek doen? So ek het 3 is gelyk aan minus 4 minus 4, en my minus 8 op X minus 2. Ek kan nie met die X onder die lyn werk nie, so wat doen ek? Ek ruil daai twee met mekaar om. So met ander woorde, ek gaan hê X minus 2 is gelyk aan 8 minus 8 op 3. So jy ruil net jou noemer en jou teller van daai twee breuke om. En dan laastens, as jy nou vir X alleen wil kry, wat jy daai minus 2 oor en hy word plus 2. Met ander woorde, X is gelyk aan minus 8 op 3 plus 2. So ons werk dit gou uit. So minus 8 op 3 plus 2, en dit gee dan vir jou minus 2 op 3. So met ander woorde, X is gelyk aan minus 2 op 3. Right, so in so vraag, as jy 'n onbekende letter moet uitwerk, en hy lê in 'n koördinaat, beteken jy gaan een van jou 3 formules moet gebruik. So jy begin deur daai formule wat jy moet gebruik neer te skryf, vervang die koördinate wat jy het, vervang sy antwoord in, en werk die onbekende uit. Right, so hierdie is al die vrae omtrent wat jy kan verwag by analitiese meetkunde. So as ek kan voorstel, pause die video, skryf jou self die somme oor, doen die somme, kyk na die somme, kyk waar gaan die verkeerd, en dan natuurlik moet jy ander vraestelle ook uitwerk rakende die werk.